Goeienaand julle, welkom terug. Het was 'n bietjie lang tyd van die laaste keer wat die video opgesit het. Ek was bietjie besig die laaste paar weke. Maar ja, ek is terug met iets op die hart. Iets wat ek aan gedink het oor die naweek en toe per toeval het ek gisteroggend 'n post gesien. Dis Nonnie, julle, sê hallo Nonnie. Het ek 'n post gesien wat basies alles wat ek in gedagte gehad het, baie mooi in woorde gesit het. So ek gaan sommer vir julle lees wat ek gelees het. Die author is Johnny Chang. Dit is 'n pastoor wat ek op Facebook raak geloop het. Sy website is coreoftheheart.com. Ek het nou nog nie vreeslik baie van hom gekyk nie, maar dit wat ek al gesien het, like ek, en julle moet hom gaan uitcheck. Hy is op Facebook en YouTube en TikTok. Johnny Chang is sy naam. Ek sal die naam onder in die comments ook sit, en coreoftheheart.com is sy website. So ek het wat hy gepost het ek vertaal na Afrikaans toe, en ek het so 'n bietjie net aangepas hier en daar dat hy lekker lees. So hier gaan ons. Wat as sonde nie is wat jy dink dit is nie. Romeine 5 vers 19, en ek lees uit die Afrikaans 20 weergawe, sê, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een, Christus, baie mense geregverdig word. So as jy nou dink aan sonde, lieg, verneek, begeer, steel, skinder, kwaad word. As jy dit kan ophou met daardie dinge, dan is jy reg met God. Of is jy? Dis soos om onkruid uit te trek en die wortel in die grond te los. Dit gaan altyd weer teruggroei. Dit is wat meeste mense mis. Sonde is nie 'n aksie nie. Sonde is 'n toestand. Jy word nie 'n sondaar omdat jy sondig nie. Jy sondig omdat jy 'n sondaar is, omdat jy as 'n sondaar gebore is. Kom ons lees weer die begin van daai vers. Want soos deur die gehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is. Nie baie het gekies om te sondig nie, of baie het begin sondig nie, maar hulle is gemaak so. Dit het met jou gebeur, lank voor jy ooit 'n keuse gehad het. Adam se ongehoorsaamheid het nie net 'n slegte voorbeeld gestel nie. Dit het die hele mensdom besmet. Hoekom dink jy hoef niemand 'n kind te leer om te lieg nie? Niemand leer 'n 2-jarige om te sê, ek het dit nie gedoen nie, maar dan sit die koekermels om hulle mond. Dis reeds in hulle, dit is die wortel. So wanneer godsdiens vir jou sê, sondig minder, doen beter, probeer harder, dan behandel hulle net die simptome en ignoreer die siekte. Dis soos 'n dokter wat vir jou strepsels gee vir longontsteking. Ja, die hoes mag dalk vir 'n oomblik beter wees, maar die infeksie is nog daar. Sonde is nie 'n gedragsprobleem nie. Dit is 'n geboorte- en bloedlynprobleem. En jy kan nie 'n geboorteprobleem regmaak met beter gedrag nie. Dit is presies hoekom Jesus nie gekom het om slegte mense goed te maak nie. Hy het gekom om dooie mense lewend te maak. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Nuwe skepsel, nie verbeterde skepsel nie, nie opgegradeerde skepsel nie, nuut. Dink daaraan, kan 'n kat 'n hond word deur soos 'n hond op te tree? Jy kan 'n kat leer om fetch te speel, jy kan vir hom 'n halsband aansit, jy kan vir hom sê, good boy, as hy iets reg doen, maar aan die einde van die dag bly hy 'n kat. Net so kan jy jou gedrag verander. Vroeër opstaan, meer bid, jou Bybel meer gereeld lees, baie hard probeer om niks verkeerd te doen nie, en daardie dinge is gesond om te doen nou jy gered is, maar dit kan nie verander wat jy is nie. Net Jesus kan. Romeine 5 vers 12 sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Sonde het ingekom soos 'n virus.
Dit het na almal oorgegaan. Nie omdat almal dit gekies het nie, maar omdat dit oorgeerf is. En die prys vir sonde is die dood, nie net 'n raps op die vingers nie. So die oplossing kan nie net goeie gedrag wees nie. Dit moet dieper gaan, tot by die wortel. En dit het. Jesus het nie net jou sonde dade vergewe nie. Hy het jou identiteit vervang. Hy het die onkruidwortel uitgehaal en vervang met 'n lewende saadjie. Sy gehoorsaamheid is aan jou toegereken, die oomblik toe jy geglo het. Jy is as 'n sondaar gebore deur een mens se mislukking. Maar jy is wedergebore as regverdig, righteous, deur een man, Jesus se getrouheid. En dit, vriende, dit is genade. So hou op probeer om jou natuur te outbehave. Jy is in Adam se bloedlyn gebore. Geen poging van jou kant af kan jou geestelike DNA verander nie. Net die bloed van Jesus kan dit doen. So verander hoe jy na sonde kyk. Wanneer jy foute maak, en ek meen ons almal doen, en ons gaan tot ons dood gaan. Maar wanneer jy foute maak, moenie sê ek is 'n slegte mens nie. Sê my vlees het soos vlees opgetree, maar my identiteit is steeds in Christus. As jy sukkel met 'n spesifieke sonde, spreek die waarheid hardop. Ek is 'n nuwe skepping in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Ek veg nie om geregverdig te word nie. Ek is reeds geregverdig as gevolg van Jesus. Dit waarmee ek sukkel is nie vir my gemaak nie, sal nooit vir my vreugde en vrede bring nie, en het geen houvas meer oor my nie, want ek is nuut gemaak. Die volgende keer as jy die gewig van sonde voel, onthou, Jesus het nie vir jou 'n checklist gegee nie. Hy het vir jou 'n nuwe geboortesertifikaat gegee. Ek hoop dit maak sin. As jy enige vrae het, vra gerus. Dit was vir my nogal treffend geweest en dit is iets soos ek sê, dit is iets waarna ek gedink het die laaste voor die naweek. Ek het al vasgevang geraak in gesprekke met mense wat nie glo dat ons once saved, always saved is nie, dat ons salvation kan verloor, en ek weet daar is baie mense wat dit glo, en dit kom maar net neer op 'n misverstand oor wat gebeur as ons gered word, en wat genade doen, en wat Jesus aan die kruis gedoen het. As jy dit verstaan, dan val alles mooi in plek. So, ek hoop hierdie skyn 'n bietjie lig op die subject van sonde, en ja, dat het bietjie gehelp het. Volgende keer gaan ons bietjie gesels oor identiteit. Dit is nou weer nog iets wat ek nooit gehoor het voor ek die genadeboodskap teëgekom het nie. Jou identiteit in Christus, wat is dit? So, until next time, mooi aand vir julle. Ons gesels weer. Bye.